Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met 'n reeks oor jou identiteit in Christus en hierdie is episode 16 in die reeks. En ek hoop jy het darmal ietsie geleer. Voor ek verder gaan, kom ons praat net eers met ons Here Jesus. Here Jesus, baie dankie vir u woord. En dat ons die voorreg het, Here, om in u woord in te delf en net elke dag iets nuuts te ontdek in u woord. Dat u woord so diep en so ryk is. En dat u besig is om ons gedagtes te vernuwe. Om ons denkpatroon nuut te maak. Om te kan glo en te kan leef volgens dit wat u woord sê, wie ons is en wat ons deur u toe in staat is. Dankie vir ontvanklike harte, dankie vir oop ore en oop oë van ons harte vir u woord vandag. In Jesus naam. Amen. Ons het gister 'n bietjie gekyk na hoe belangrik dit is om ons dankbaarheid teenoor God te toon. Nie net het ons in 1 Tessalonisense 5 vers 18 gesien dat dit die wil van God is vir ons lewens nie, maar deur dankbaarheid erken ons ook dat hy die bron is. Erken ons dat hy die gewer is van alle goeie gawes en verskuif ons dan ons fokus na wie hy is in plaas van om te fokus op ons omstandighede. Blaai vandag saam met my na Psalm 100 toe. Hierdie is so 'n mooi psalm oor dankbaarheid en ek wil graag by 'n paar verse net stil staan. Hy lees in die ou vertaling so: Juig voor die Here o ganse aarde. Vers 2: Dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. Om God te dien is nie veronderstel om 'n lang gesig affære te wees nie. Daar behoort blydskap in ons harte te wees om die geleentheid te kan hê om die Almagtige te kan dien. Hoeveel keer het ek al gehoor dat jong mense sê dat hulle sal later hulle lewe aan die Here oorgee, want hulle wil eers hulle lewe geniet. Sjoe, wat 'n hartseer stelling. En wat 'n leuen van die vyand dat die plesier wat die wêreld bied, het groter waarde as dit wat Jesus bied. Maar is dit nie ook deels ons as liggaam van Christus se skuld nie? Ek meen, ons stres oor dieselfde goed as hulle, ons is net so siek soos hulle, en ons antwoord op die meeste van hulle kwelvrae is, ek weet nie hoekom hierdie gebeur het nie, maar moenie worry nie, God is in beheer. Wat 'n antwoord is dit? Dis nie 'n antwoord nie. En dis hoekom hierdie reeks vir my so belangrik is. Want as ons weet wie en wat ons in Jesus is, as ons weet wat ons ware identiteit is en wie God werklik is, dan sal ons die regte antwoorde hê en belangriker, dan sal ons 'n vreugde hê waarna die wêreld sal smag, waarna jong mense sal smag, want hulle sal sien ons het iets wat hulle nog nooit in enige nagklub of aan die onderkant van 'n bottel drank of aan die ander kant van seks kon kry nie. As ons besef wie hy werklik is en dat ons een is met hom en dat ons binne in Jesus is, sal ons van nature met gejubel voor hom kom, want ons vreugde is nie afhanklik van ons omstandighede nie, maar ons vind ons vreugde in sy woord en in wat hy reeds vir ons gedoen het. Dan sê vers 3, erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Hier so baie in hierdie teks, maar ek wil net hierby stil staan vir vandag. Ons is syne, sy volk en sy skape. Ons is die volk van die Almagtige, syne. Ons mag dalk in die natuurlike riem burgers van Suid-Afrika wees. En dit mag dalk wees wat my ID sê, maar my werklike burgerskap, my werklike identiteit is in die van die koninkryk van God en Jesus. Ons is deel van sy volk. Ons is in 'n koninkryk wat nie gebind word deur die beperkings van hierdie land se ekonomie nie. Die koninkryk waarvan ons deel is, sy ekonomie het geen perke of beperkings nie. In hierdie koninkryk heers siekte nie, maar gesondheid. In hierdie koninkryk sal slegs goedheid en guns my volg, al die dae van my lewe. In hierdie koninkryk word ek nie beskerm deur 'n polisiemag wat vir minimumloon werk nie, maar deur engele wat gehoor gee op die woord van God en wat opdrag het om my te beskerm. Ek het ook op 'n stadium skape van my eie gehad, en weet jy wie se verantwoordelikheid was dit om hulle gesond en in goeie kondisie te hou? Myne. 'n Skaap se kondisie reflekteer hoe goed sy herder na hom omsien.
Ons het 'n goeie herder. Of nee, wag. Ons het 'n uitermate bonatuurlike, onbeperkte, onbeskryflike goeie herder. En hy wil vir ons goed wees, want ons is sy skape. Vers 4 sê dan, gaan sy poort in met lof, sy voorhowe met lofgesang, loof hom, prys sy naam. En dan sê vers 5, hoekom kan ons dit doen? Want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Geliefdes, ons God is goed. Dit maak nie vandag saak hoe jou omstandighede lyk nie. Sy woord sê hy is goed en dat sy goedheid tot in ewigheid is. Dit beteken eenvoudig dat daar nie einde aan sy goedheid is nie. Hy is 'n goeie herder en sy trou is van geslag tot geslag. Die Passion Translation vertaal dit so: Everyone knows our God can be trusted, for he keeps his promises to every generation. Everyone knows our God can be trusted. Almal weet dat ons God vertrou kan word. Hoe weet ons dit? For he keeps his promises to every generation. Want hy hou sy beloftes. Die beloftes wat hy 2000, 3000, 4000 jaar gelede gemaak het, is vandag nog steeds waar en van toepassing. Sy beloftes bly ja en amen in Jesus, volgens 2 Korintiërs 1 vers 20. Hoor wat sê hy daar? Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom, en dis in Jesus. In Jesus is hulle ja en in Jesus amen. Tot heerlikheid van God deur ons. Ons gaan in die nabye toekoms weer terugkom na hierdie teks toe. Maar ek wil jou net op 2 goedjies let. As jy kan glo dat Jesus 'n werklikheid is, kan jy in ieder en elke belofte van God glo, want in Jesus is elke belofte ja en elke belofte amen. Maar kyk bietjie hoe eindig hierdie vers. Deur ons. Die beloftes van God se woord is ja en amen in Jesus, maar dit gebeur deur ons. Besef vanoggend die grootheid, maar ook die goedheid van God hierin. Omdat jy in Jesus is jy die een wat deur hierdie beloftes van hom manifesteer. As jy vandag 'n belofte van God se woord spreek en geloof, en jy twyfel nie in jou hart daaroor nie, maar jy glo dat wat jy sê sal gebeur omdat sy woord so sê, en omdat sy beloftes ja en amen in Christus is deur jou, hou vas, want jy gaan dit sien gebeur. Selfs die berge sal jou gehoorsaam wees. Sjoe. Is dit nie vanoggend meer as genoeg rede om God se poorte in te gaan met lof en lofgesang nie? Ek sê jou, as ons weet waarvoor Jesus alles vir ons gesterf het aan die kruis, wat hy alles vir ons daar vernietig het, maar ook wat hy alles vir ons daar gekoop het en wie ons nou vandag in hom is as gevolg van die kruis en sy opstanding. Ons sal nie anders kan as om hom onophoudelik te loof en te eer en te prys nie. Jubel in sy teenwoordigheid sal sommer heeltemal van self gebeur. Mag jy vandag iets nuuts ontdek wat jy in Jesus het. Shalom.